Die ADV wil jy graag vat op 'n reis van barmhartigheid. Ons wil vir jy wys waarvoor die diakens hulle beywer. Jy hoef nie altyd geld te hê nie, om iets vir ander te kan doen nie. Maar as jy liefde het, en jy tyd vir jou medemens, dan kan jy baie verrig. Die diakonaat sal nooit terugstaan, wanneer dit kom by barmhartigheid nie. Dis elkeen van ons se passie, dis ons roeping. Ons moet die hulpmiddels by mekaar gaan kry, by mekaar trek, en dan kan dit ons 'n sukses wat ons kan maak daarvan. Die reis waarna ons gaan, dis nie op die simfonie bootreis of so nie, maar jy gaan sien, vanaand gaan ons baie met skepe, ligtorings en kerktorings werk. Jy gaan sekere gedeeltes van ons diensgroepe en die werkgroepe beleef, maar dit is klein integrale dele vanaand. Môre wanneer die simposium beginne, dan gaan jy sien waar lê die barmhartigheid daadwerklik. Waar kom die liefde vir jou naaste op straat vandaan? Dis nie elke persoon wat 'n wildvreemde persoon op straat nader en met hom kan sit en gesels en van kos en 'n oor aanbied om te kan luister nie. Hulle is ook mense. Maak nie saak hoe hard hulle geval het in die samelewing. Maak nie saak wat se dwarsklap hulle gekry het nie. Ons moet hulle ook met respek behandel. Graag wil ons hê dat hierdie uitkomste van hierdie simposium met u sal saamvat, dit ter harte neem en dit ook sal kan toepas by die onderskeie gemeentes. Ek gaan vra dat ons 'n toetrede lied, gesang 526 sal sing. Ons gaan dit 3 keer sing. Eers in Afrikaans, dan in Latyns en dan weer in Afrikaans. U sal sien op die skerm gaan dit heeltyd ook sê of u moet staan of sit. U kan maar net op die skerm ook volg. Here ons God, U was nog altyd 'n rusplek vir pelgrims, vreemdelinge, mense onderweg. Baie mense in ons wêreld, land en stad is moeg. Here, ons smag na rus en herstel. Lei U ons, Heer, deur hierdie duisternis. Ons dae is gevul met vrae waarop ons nie altyd die antwoorde ken nie. En as ons dit ken, het ons nie genoeg moed om die daad by die woord te voeg nie. Here, ons smag na rus en herstel. Troos en lei ons deur U Gees van waarheid. Ons is moeg vir al die sosiale ewels om ons. Geweld, misdaad, korrupsie, armoede en onderdrukking. Ons is stikkend oor al die vervreemding en verwydering in ons verhoudinge met mense om ons. Ons is gefrustreerd met leiers wat net hul eie belange soek. Ons is besorg oor die toekoms van die jong mense in ons land. Ons sug saam met die skepping wat ly onder droogte, oorbeweiding, stroping, rommel en riool.
Ons is bang om die realiteit vierkantig in die oë te kyk. Here, ons smag na rus en herstel. Gee ons weer u droom en hoop vir ons lewe en land. Ons ervaar aanslae wat ons diep seer en bekommerd maak. Mense leef met vertwyfeling en onsekerheid. Here, Ons smag na rus en herstel. Laat ons op U alleen bou en vertrou. Laat ons opnuut na mekaar kyk met versoenende blik. Laat ons weer sien hoe ons aarde onder 'n oop hemel leef. En laat ons jubel en roem in U alleen. Here, ons smag na rus en herstel. Laat die nuwe lewe vandag deur ons vloei. Jesus het gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
skip word in 'n hawe gebou. 'n Skip lyk in 'n hawe baie mooi vir my en jou. Maar dis nie waarvoor skepe gemaak word nie. Die storms en die winde sal waai. Hys jou seile hoog, want een of ander tyd moet die tyding draai. Laat die kompas van jou siel weer jou hart bepaal. Kry jou master reg, haal die anker uit in die rigting van die Suiderkruis. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan. Die lewe sal jou gooi en jou rondruk. Soms voel het of jy sink, maar jy moet net jou voete soos Petrus vind. En dalk net weer glo soos 'n kind. Hou net koers, want soms kom die twyfel. Dit gaan meer oor hoe jy opstaan en minder oor hoe jy struikel. Moenie vrees as die waters rof raak nie. Tel jou skouers op, voel jou hart weer klop. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan. Stuur jou skip nou deur die poorte. Ons hoop is meer as net leefwoorde. Jy sin beheer van jou bestemming. Hoe jy daaruit kom is jou eie besluit. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan op die golwe van die diepste oseaan. Ons vind ons rigting in die sterre en die helder maan. Ons is gemaak in hoop se naam. Ons is gemaak om uit te gaan. Broers en susters, met alle respek aan Joe Black, sou ek sekere refrein wou verander. Ons is gemaak in God se naam. Van die werklikheid is God het elkeen van ons gemaak en hy het ons geroep. Elkeen van ons, wie hy ook al is geroep. Geroep om hom lief te hê, geroep om hom te dien. En hy het ons geroep om dit te doen deur barmhartig te lewe. Hoor wat sê Jesus self in Lukas 6 vers 35 en 36. Julle moet julle vyande lief hê. Doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Ons wil vandag hierdie roeping om barmhartig te wees in hierdie openingserediens bespreek aan die hand van 'n paar metafore. En die eerste metafoor, soos wat jy sekerlik agtergekom het, is die van skepe. En ons wil daarom deur sê, elkeen van ons is 'n skip, 'n boot. En elkeen van ons lyk anders. Party is luukse skepe, weelderig, groot. Party is vuil, harde werkers. Ander
is klein. Party van ons is stikkend. Party is oud. Maar soos wat hierdie lied van Joe Black dit so mooi gesê het, maak nie saak hoe ons is nie, hoe lyk ons skip nie, ons is gemaak om uit te gaan. Ons is nie gemaak om in die hawe te lê nie. En vandaan gaan ons skrifgedeeltes, 'n paar daarvan hanteer uit die evangelie volgens Lukas en dan ook uit die boek Handelinge. En in Lukas vind ons die beweging ewig Jerusalem toe. Vanuit Galilea, Jerusalem toe met die hoogtepunt van hierdie boek waar Jesus gekruisig word terwille van ons. In die boek Handelinge, wat ons weet volg op Lukas, is die beweging van Jerusalem af weg na die heidense wêreld waarheen Christus die apostels gestuur het, geroep het om heen te gaan, om te gaan dien, om sy evangelie van hoop en van liefde bekend te maak. En broers en susters, ek vra dat u my sal toelaat om na analogie van hierdie beweging die volgende te sê, dat ons 'n klomp diakens en predikante is, wat van reg oor Suider-Afrika beweeg het tot hier by Wonderboom. Elkeen van ons 'n boot of 'n skip hier in die hawe. Hier by hierdie simposium is ons bymekaar om voorraad in te neem, om herstelwerk te doen aan ons bote, aan ons skepe en gereed te maak om weer uit te gaan, uit te vaar na die wêreld toe. Jesus het gesê, julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Ons het gehoor, ons is gemaak om uit te gaan. Maar broers en susters, net 'n gedagte. Is ons roeping om suksesvol te wees? Is ons geroep by mekaar om die grootste, mooiste, beste, suksesvolste skepe te wees? Of is ons roeping maar net om gehoorsaam te wees? Is ons roeping maar net om uit hierdie hawe uit te gaan? Gerard, kan ek vir jou vra? Kom ons uit die hawe uit? Is daar nie baie van ons wat maar in die hawe vasgevang is nie? Hoeveel baie skepe lê nie in die hawe nie? Hoe baie van ons sukkel nie om in die water in te vaar en juis as kerk, as gelowiges, die verskil te gaan maak wat ek en u behoort te gaan maak in die wêreld nie. En ek sê dink aan armoede en jy dink aan mense wat dikwels verhinder word om in te kom in die hawe. Maar dan ook die wat verhinder word om uit te gaan uit die hawe uit. Dink armoede het 'n manier om 'n mens te verlam, om jou te verniel. Manier om jou heeltemal te verkleineer ook. Ons lees in Lukas 'n gedeelte van Lazarus en die ryk man. En die gedeelte gaan juist daaroor dat die ryk man het die geleentheid gehad om uit te gaan. Hy het die geleentheid gehad om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. En hy het nie. Lazarus aan die ander kant wou weer graag inkom, maar hy kon nie. En op ou einde ken ons die verhaal hoe albei gesterf het en waar albei geëindig het. Armoede se doel is jy om hierdie beweging daarmee te help. Om juist daar waar mense verlam is, vermoeid is, verniel is, om hulle hoop te gee. Die wegroep armoede se doel is juis om te ondersteun, nie om kos uit te gee nie, maar om hoop te gee. Maar dan ook om gemeentes soos u wat hier is te help om hulp te verleen daar waar hulp nodig is. En ons gaan môre hoor in die simposium juis hoe armoede dit doen. Ek moet baie dink aan 'n kerktoring. En as ons praat van skepe, en ons dink aan kerktorings, dan is kerktorings mos hierdie bakens in die dorp van hoop. En 'n wonder 'n mens bietjie, vind ons nog hoop by die kerk?
In watter mate kom die mense aanklop by die kerk om hulp te kry? Of gaan die kerk uit, gaan die skip uit, om 'n verskil te maak? In watter mate het hierdie kerktoring as teken van hoop, so 'n skip geword in 'n hawe wat net nie uitgaan, daar waar dit nodig is nie. Ons gaan môreoggend in die eerste gedeelte van die simposium stil staan by Tower of Life. Dis 'n shelter in Krugersdorp en ons gaan môreoggend hier oor 'n gesprek voer oor hoe daardie mense daarin slaag om 'n plek van hoop te wees. Ek wil vir sê, hulle slaag daarin om uit die hawe uit te gaan, maar ook om te laat die hawe vol word, waar hoop uitgedeel word. Ek en nie is nie gemaak om hier te lê nie. Ons is nie gemaak om in die hawe te bly nie. Ons is gemaak om uit te gaan en 'n verskil te maak in die wêreld daar buitekant. En armoede wil u daarin help, begelei daarin, om juist dit te gaan doen. Ons gaan nou gebed doen, saam met iemand van Tower of Life. Ons hom daar gekry verlede jaar, en toe ons vir hom wou bid, toe bid hy vir ons. En hier is Adrian se gebed vanaand vir my en vir u. Kan ek vir jou bid? Ja, bid vir Mag ek vir jou ook bid? Asseblief, Adrian. Jy kan hom aanlos. Ja, sê. Ons gaan. O liewe dierbare hemelse Vader, Heer. Heer, ek het hierdie twee vreemde mense by my. Heer, ek vra dat U ons deur hierdie nag van vlug toe vlug gee. U is ons Vader, Heer. U troos ons. U maak ons stil. U gee vir ons alles. 'n dak oor ons kop, 'n bord kos om te eet. Maar die belangrikste is, U het U kind opgeoffer vir ons sondes. In die naam van ons Jesus Christus, ons Vader, vergewe al ons sondes. Amen. Martin, jy het nou so 'n mooi ding gesê, dat 'n kerktoring vir 'n mens hoop gee. En toe wonder ek so by myself, hoeveel maal het ons kerktorings nie dalk ligtorings geword nie. Hierdie toring wat 'n baken van hoop moet wees, het 'n baken geword waarvan jy moet wegbly. Ons almal ken sekerlik die funksie van 'n ligtoring, dat dit daar is as waarskuwing. Dat die skepe wat vaar en die toring sal weet om nie daar naby te kom nie, want daar is gevaar, daar is die land. Maar partykeer gebeur dit, ek dink ook in ons lewens, dat ons na daardie ligtorings toe gaan, omdat ons dit dalk nie sien nie, omdat dit 'n toring moes wees van hoop, het dit iets geword wat ons probeer weghou. En baie keer maak ons keuses, partymal doelbewus, meeste kere ervaar ons ook die uitwerking van ons keuses. En dit is wat ons in die werkgroep verslawing op wil fokus, is daardie ligtorings in die lewe.
Wanneer ons as mens verby 'n skipwrak sou loop, dan sou ons sekerlik nuuskierig wees en nader gaan. Graag wou kyk wat aangaan. As dit 'n ongeluk is wat dalk pas sou gebeur het, sou ons seker wou maak almal is nog goed en versorg en geholpe. Maar ons doen dit nie met ons eie mense nie. Baie keer ervaar ons in ons families waar verslawing deel geraak het, dat die wêreld besig is om 'n ligtoring te wees wat ons wegwys. Ons is besig om oordeel te gee, oordeel te vel oor mekaar, partykeer waar ons dit nie eens besef nie. Maar wanneer ons in die werkgroep in hierdie diensveld inbeweeg, dan is dit juis om te kyk waar ons weer die ligtoring kan verander in 'n kerktoring, waar ons weer daardie waarskuwing wat mense weghou, eerder weer kan verander in 'n baken waarheen mense kan kom, want daar behoort hulle veilig te wees. Ek laat my dink aan Lukas 6 vers 37 waar Jesus self sê, moenie oordeel nie en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Nee, spreek vry en julle sal vrygespreek word. Miskien is dit een van die fokuspunte waarna ons juis moet kyk wanneer ons ligtoring sien. Dat ons nie daardie toring sal gebruik om weg te wys nie. 'n Toring van oordeel en veroordeling nie. Maar dat ons daardie lig sal afskakel as ware. Daardie toring 'n punt sal gee. En met oop arms ook daardie een wat deur sy of haar eie keuses aan wal moet lê, sal help opstaan. Want ook daar kan ons vir mekaar sê, daardie ketting kan ook verbreek word van daardie mismoediging waarin ons ook maar val. Maar ek vertel vanaand vir julle van 'n ander diensveld waar 'n mens sukkel om lig of land te sien. Dit is die een van verhoudingsgeweld. Quentin het gepraat oor die feit dat 'n mens nie moet oordeel nie. Maar in hierdie diensveld kan jy nie anders as om met slagoffers, maar inderdaad met oortreders in die kriminele reg of andersins aggressors te werk nie. En dit vra 'n ander tipe liefde. Waar kom hierdie geweld vandaan? En onmiddellik wil 'n mens jouself afvra, is dit die ou bekende nature en nurture waarmee ons besig is? Is iemand so gebore? Want nou alles was hy of sy, haar pa, haar ma so, of het hulle so groot geword, so geleer? Maar al twee is waar. Wanneer 'n babatjie sy eerste skree gee in hierdie wêreld, is die veg en vlug reaksie finaal klaar neergelê. Dit is verskriklik om daaraan te dink dat die emosies van 'n ma in 'n klein fetusie in haar hierdie reaksies gee. Dit vind plaas wanneer ma angsbevange en benoud voor geweld staan van 'n huweliksmaat of verhoudingsmaat. Dit is daardie momente wanneer 'n ma self haarself probeer verdedig en haar eie magteloosheid weer in beheer te plaas, deur self gewelddadig te raak. Dalk nie met woorde. Hierdie klein ding word groot in hierdie atmosfeer. En soos foto's neergelê word in die brein van mishandeling, geweld, verbaal, fisies en angs, leer hierdie klein ding dat dit is die manier hoe ons die wêreld hanteer. Op die ou einde hoor ons van 'n vriesreaksie. 'n Vriesreaksie van 'n mens, van 'n kindjie, is niks anders as 'n angsaanval nie. 'n Onvermoë om een van die ander twee veg of vlug te doen,
want dit is te oorweldigend. En dan kry ons 'n aggressor, wat in 'n verhouding tree met iemand wat sy slagoffer of haar slagoffer word. En beheer en manipulasie is die wyse waarop hierdie aggressor aan die einde van die dag sy eie magteloosheid oorkom deur mag te hê oor iemand anders. Aan die ander kant vernietig dit die selfwaarde van die slagoffer. En die slagoffer kan 'n vrou of 'n man wees. En dan raak dit so moeilik om te ontsnap. Want jy sien, die wêreld is nie so oop vir hierdie dinge nie. En in elk geval, as ek en jy weet van iemand wat swaar kry as gevolg van verhoudingsgeweld, weet jy wat maak ons? Ons draai ons koppe weg. Want ons wil nie magteloos voel nie. En dan is die maklikste manier om beledigend, afwysend, liefdeloos op te tree teenoor die een wat dit ook doen. Aan die einde van die dag lewe 'n mens in hierdie wêreld met mense wat 'n verwronge etiek en idee het dat dit die regte ding is om te doen om ander te probeer beheer met geweld, woorde of een of ander vorm van mishandeling. Aan die ander kant is dan die een wat probeer om te ontsnap. En ons kan ongelukkig nie hier kies met wie ons wil werk nie. Ons moet doen wat Jesus vir ons vra om te doen, sê om te doen. Lukas 23 vers 34 sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want ek het so geleer. Ek het so groot geword. Ek ken nie. En as daar nie iemand is wat my leer nie, my laat verstaan waar ek vandaan kom en my gedrag vandaan kom nie, hoe sal ek ooit verander? Die Here gee vir ons daardie geleentheid, 'n unieke geleentheid, om selfs as mense agter tralies te sit vermoord, 'n hand van liefde te gee, want na alles het ons almal, maar net ons storie. Wat is die regte gesindheid wat ons as mens moet hê? Sekerlik die gebed van Franciscus van Assisi. En kom ons sing dit dan nou saam.
Ons het sopas by Mariaan gehoor hoe ons nie moet optree nie. En ons het gesing oor hoe ons dit wel moet doen. Ons het by haar ook gehoor hoe dat kinders leer wat reg is en wat verkeerd is. Ons moet besef dat kinders is skepe waaraan nog gebou moet word. Hulle is nog onvoltooide skepe voordat hulle die wêreld kan invaar. Daarom moet ons kyk na ons eie optrede. Ons moet optree met integriteit. Ons moet optree sodat die kinders wat na ons kyk reg kan leer voordat hulle uitvaar. Frikkie, dit wat jy nou sê, laat my baie wonder oor die voorbeeld wat ons as kerke stel. Wat sien mense as hulle 'n kerktoring sien? Wat gaan deur mense se koppe? En ek praat nie net van gelowiges nie. Ek praat ook van mense in nood. Tydens registrasie het ons gevra dat u vir ons neerskryf wat u op hierdie foto wat nou op die skerm is, wat u daarin gesien het. En uit die aard van die saak is daar geen regte of verkeerde antwoorde nie. Uit die aard van die saak is dit net iets wat 'n mens opval as jy 'n interessante beeld sien. Maar ek wil graag net so 3 van dit wat mense neergeskryf het met u deel. Die eerste een is 'n vraag. Wat is die beeld van die kerk? Wat is die beeld van die kerk? En ek dink is 'n vraag wat mense nogal kan tref. Wat is die beeld wat gereflekteer word in die samelewing van die kerk? Die tweede skyfie, of tweede antwoord, gee 'n ontstellende gedagte op hierdie vraag. Dit lyk asof die kerk vasgevang is agter tralies. En dit het my laat wonder. Is die kerk nie vasgevang agter tralies nie? Is ons nie vasgevang agter iets wat ons vashou, wat ons keer om uit te gaan nie? Dalk tralies wat deur ons eie toedoen daar is. Die derde skyfie sê dit eintlik vir ons mooi. 'n Kerk is altyd die refleksie van 'n gemeenskap. En dan in hakkies, of behoort daardie refleksie te wees. Tydens 'n ringsvergadering, ringsdiakensvergadering wat ek bygewoon het in die ring van Swellendam by gemeente Oudtshoorn, het Dominee Ines Benadi die beeld gebruik van 'n kerktoring. En dis ook met erkenning aan hom wat hierdie beeld vanaand ook hier deel is van ons erediens. En hy het die vraag daar gevra, wat sê 'n kerktoring vir iemand? Wat beteken dit vir mense om 'n kerktoring te sien? Nooi dit hulle uit, nooi dit mense uit om te sê, kom hier na toe. Hier sal jy hulp kry, hier sal jy troos kry, hier sal jy aanvaarding kry. Of dui dit 'n eksklusiewe groep aan, 'n groep mense wat so bymekaar is dat vreemdelinge nie welkom is nie. Voor die tyd van wolkekrabbers en ons tyd van vandag, voor dit was daar die tyd wat wanneer 'n skip 'n hawe genader het, was die eerste ding wat hulle dikwels gesien het, die kerktoring in daardie gemeenskap. En daarom is die vraag vanaand, wat sien ons mense as hulle hierdie kerktoring sien? Wat dit behoort te wees, is dat mense, wat ook al hulle nood is, wat ook al hulle behoefte is, wat ook al hulle seer is, dat hulle hierdie toring sal sien en sê, maar daar sal ek iets van Christus kan beleef, daar sal ek iets van Christus se liefde kry, hier sal ek aanvaar word, hier sal mense my nie oordeel nie. Maar die vraag is, of ons kinders, nou dat ons by die diensveld van kindersorg is, of ons kinders hierdie aanvaarding, hierdie hulp en hierdie liefde by ons sien. Sien hulle in ons as kerk iets van kinders wie se Vader God is. Gerrit, ek het 'n onderhoud gesien wat gevoer is met 'n jong
15-jarige meisie wat geboelie word. En die vraag wat ons aan haar gestel het is, hoekom dink jy boelie ander jou? En haar antwoord was waarskynlik omdat hulle ook geboelie word. Dit was te verstaane. Maar toe sy die antwoord moet gee op, nou wie dink jy leer hulle om te boelie? Het sy sonder om te skroom gesê, sy dink dis hulle ouers. Ons ouers het 'n ongelooflike belangrike rol om te speel in die opvoeding van ons kinders, om dit vir hulle ook moontlik te maak, om werklik te sien wat die belangrike is, wat hulle in die lewe moet doen. Ons staan dus eintlik as ouers soos 'n kerktoring uit. Die kinders kyk na ons, hulle wil weet, wat is reg en wat is verkeerd. Ironies genoeg verkondig die kerk nog altyd, en dis reg so, deur die 10 gebooie dat kinders aan hulle ouers gehoorsaam moet wees. As jou ouer jou leer om te boelie, waar trek jy die strepe? Ons as ouers staan uit soos kerktorings. Daarom wil die werkgroep kindersorg werklik deur die kerk ook uitkom by ons ouers, saam met ons kinders as gesinne. Ons wil hulle help om begeleid te word, sodat ons kinders in 'n veilige omgewing kan groot word, sodat ons kinders in aksie kan wees in 'n gemeente, waar hulle deel kan wees van die gemeente se aktiwiteite. Klem moet altyd gelê word op verhoudings tussen ouers en kinders, tussen kinders onderling, ongeag die soort samestelling wat daar in so 'n gesin mag wees. Dit beteken dat die ouer die kind moet laat voel, hy is belangrik. En daar moet momente geskep word waar 'n kind kan praat oor sy emosies. Hy moet kan luister na wat vir hom geleer word, sonder dat hy gekritiseer word, maar eerder dat sy emosies aanvaar word. Maar broers en susters, u en ek weet dat ons kinders in die hedendaagse samelewing onder geweldige druk is. Hulle word deurentyd gebombardeer met nuus van geweld, wetteloosheid. En dit versprei op sosiale media soos 'n veldbrand, en hulle sien hierdie dinge raak. Dit maak dat hulle emosioneel ook nie weet werklik om hieroor te voel nie. Kyk maar na televisieprogramme. Dikwels word net die slegte kant van 'n lewe gewys. Wat sien ons kinders raak? So word ons kinders vasgevang in 'n angs, stres en depressie, wat eintlik maar 'n duisternis is. En ons as ouers, ons as opvoeders moet vir hulle 'n lig wees waarna hulle kan kyk. Kyk maar na die tegnologie. Baie goed om dit te kan hê en dit te kan gebruik, maar dit het ook sy negatiewe invloede. Dit het 'n geweldige struikelblok vir kinders geword. En hoeveel kinders het nie al deur die tegnologie selfmoord gepleeg, seksuele misbruik, alkoholmisbruik. Ons kinders is onvoltooide skepe. Ons moet hulle help bou, sodat hulle kan uitgaan. Ons moet saam met hulle die pad stap. Daar was op die see nog altyd baie gevare vir skepe gewees. Dit het makliker geword. Die tegnologie het juis gesorg dat skepe nou nie meer in rotse nodig het om vas te vaar nie. Maar hulle vaar nog teen mekaar vas in die oop see. Daar's nog gevare, want gevare kan nooit heeltemal verdwyn nie. Nou kom sê die Here Jesus vir ons in Lukas 18 vers 15 tot 17. Toe sy disippels juis nie wou hê die kinders moes naderkom om deel te word van 'n geloofsgemeenskap nie, het hy sy disippels gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Die vraag wat ons dalk waarskynlik eerste vanuit die teks vir onsself moet vra is,
Hoekom sou mense hulle kinders na Jesus toe wou bring? Hulle het dit juis gedoen sodat die kindertjies deur Jesus geseën kan wees, sodat hy hulle kan aanraak, want dit was vir hulle belangrik. Dit sou vir hulle sekuriteit gee ten opsigte van hulle kinders. Hulle is desperaat vir Jesus se aanraking. Die disippels is egter nie daarmee beïndruk nie, want dis nie die reël van die dag nie. Kinders kan nie in so 'n omstandigheid wees nie. Maar Jesus wys vir hulle hoe om te reageer en met kinders te werk. Maak hulle deel van die koninkryk. Maak hulle deel van die lewe. Laat hulle groei saam. Hulle verdien net soos ons niks nie, maar hulle kry ook God se genade. Trouwens, God se koninkryk, sê die Here Jesus, is juis vir kindertjies bedoel. Ook volwassenes moet leer om weer klein, statusloos kinders van God te word. Die kerk moet 'n ligtoring word vir ons kinders. Hulle moet daarheen wil gaan. Daarheen wil gaan om hulle skepe klaar te bou. In die lig hiervan word ek en jy opgeroep om as dit ware uit te vaar na ons kinders toe. In plaas daarvan om ons kinders gedurig bewus te maak van die slegte dinge in die lewe, kom ons leer hulle daar is hoop. Kom ons vertel vir hulle stories van hoop. Kom ons gee vir hulle verhale wat hulle laat groei. Dis ons plig om nie stil te bly nie, anders gaan hulle dit op 'n ander manier ergens hoor. Die manier hoe ek en jy as ouers ook leef, is 'n opdrag van God. Ons moet 'n lig wees in hierdie donker wêreld. Gesang 488 plaas hierdie lig wees en hierdie opdrag vir ons mooi onder woorde. Kom ons sing dit saam.
Vriende, Maarten het ons voorgestel aan Adrian. Adrian wat in sy eenvoud 'n gebed doen. Ek weet nie of jy opgemerk het nie, en of jy dit dalk weet nie, maar Adrian sit in 'n rolstoel. Adrian is gestremd. En daar's baie soos hy, nie net wat in rolstoele sit nie, maar wat ook blind is, of doof, of ernstige breinskade het. En al kan hierdie mense nie loop, of praat, of sien, of hoor nie, is hulle mense soos ek en jy. Mense soos ek en jy. Gestremdheid word normaalweg gedefinieer vanuit dit wat 'n persoon nie het nie. Die mediese wetenskap definieer dit as 'n siekte of 'n afwyking. Iets wat moet reggestel word, reggemaak word. Die sosiale wetenskappe definieer mense met gestremdheid as diegene met langtermyn fisiese, verstandelike, intellektuele of sensoriese gestremdheid wat keer dat hulle effektief en op gelyke vlak met ander soos ons in die samelewing funksioneer. Al hierdie definisies, geliefdes, fokus op die onvermoë, op die tekortkominge van die persoon. Tog is elke mens met 'n gestremdheid steeds volkome mens, waardige ontvangers van God se liefde. Die persoon met die gestremdheid het immers dieselfde basiese behoeftes as ek en jy. Hulle het behoefte aan vriendskap, hulle het behoefte aan ervaring, hulle het behoefte aan nabyheid, aan versorging. En hulle is ook niks anders soos ek en jy, medebeelddraers van God nie. Geliefd deur God en deur God gewil om ook deel van sy liggaam hier op aarde te wees. Die Bybel het baie uiteenlopende perspektiewe oor Jesus se hantering van mense met gestremdhede, maar miskien moet ek eers gou uit die Ou Testament vir 'n paar voorbeelde aanhaal. In die Ou Testament is gestremdes net soos vrouens en malaatses en vreemdelinge as onrein gesien en kon hulle nie die tempelarea ingaan nie. En tog het God 'n besondere hart vir persone met gestremdhede geopenbaar. Vandaar dat hy wette maak soos in Levitikus 19 vers 14 waar die Israeliete gemaan word om nie 'n dowe persoon te vervloek nie of 'n struikelblok in die weg van 'n blinde te plaas nie. Dawid se hantering van Mefiboset in 1 Samuel 9 wys vir ons daar waar God teenwoordig is, gestremdes as gelykes behandel word. Maar as Christene leer ons dit die heel beste uit hoe Jesus mense met gestremdhede hanteer. Hy het 'n spesiale manier, 'n besondere manier gehad om met blindes en dowes en verlamdes en stommes en vreemdelinge om te gaan. Hy raak selfs aan malaatses. Mense met gestremdhede kon na Jesus toe gaan en kon in sy teenwoordigheid verskyn. Hulle is met respek en met sensitiwiteit hanteer. Die manier hoe Jesus die dowe man in Markus 7 genees, dui daarop dat Jesus hom met sy gestremdheid en al verstaan. Jesus neem hom een kant toe. Ek stel my voor, as ek na die teks kyk, Jesus gebruik gebaretaal met hom te praat. Wys visueel na God as geneesheer, groot geneesheer, deur na die hemel op te kyk. En dan genees hy hom. En net so neem Jesus die blinde man in Markus 8 aan die hand, vat hom in die dorp uit en raak aan sy oë,
Vra vir hom, kyk na die teks, vra vir hom, wat sien hy? Eers is die beeld dof. Jesus raak weer aan sy oë en dan sien hy volkome. Liefdes, Christus se genesingswonders is nie bloot nie, maar dis 'n radikale insluiting van hierdie persoon in dit wat die Here wil nuut maak, dit wat hy wil herskep, die beliggaaming van sy koninkryk. En dit is juis in hierdie handelinge van Jesus wat ons iets ervaar van die volmaaktheid van die ewige lewe saam met die Here Jesus. Jesus beskou mense met gestremthede as gelykes en deur sy kruisdood word alle vorige ongelykhede uitgewis. In Handelinge 10 word Petrus gelei om te sien dat ook persone wat voorheen onrein was, nou in God se oë gelykes is. Vreemdelinge gelyk aan Israeliete. Vrouens gelyk aan mans. Mense met gestremthede gelyk aan hulle wat oënskynlik daarsonder is. So Christus bring herstel in 'n nuwe gemeenskap waar mense op grond van sy verhouding met die Here beoordeel word en nie meer van hoe hy lyk nie. So die Bybel leer ons geen menslike, liggaamlike, fisiese, sosiale faktore bepaal iemand se plek binne die liggaam van Christus nie. Gelykheid beteken ook nooit dat ons almal dieselfde is of moet probeer wees nie. Die Bybel beklemtoon op verskillende plekke dat dit juis hierdie verskille is, die verskeidenheid wat ons moet vier. Ons het iets om met mekaar te deel, broeders en susters. Ons het iets om by mekaar te leer. Al is dit dan net ons foute en die liefde van Christus. Persone met gestremthede bring 'n nuwe perspektief op gebrokenheid, op lyding, op afhanklikheid na die kerk toe, na die geloofsgemeenskap toe. En binne in hierdie geloofsgemeenskappe waar daar 'n verskeidenheid en afhanklikheid erken word dit vir hierdie mense met hulle gestremdheid moontlik om vir sogenaamde normale gelowiges te help om ook hulle gestremdhede raak te sien. Daar's baie voorbeelde in die woord van gelowiges wat met hulle eie broosheid en met hulle eie gestremdhede moes saamleef. Dink maar aan Jakob wat op die heup geslaan is en mank was. Paulus se doring in die vlees, Moses se spraakgebrek. En in al hierdie gevalle was die gebrek of die swakheid was nie iets wat hulle gediskwalifiseer het nie. Hulle kon steeds ten spyte daarvan in diens van God staan. So God gebruik dus mense ten spyte van hulle gestremdhede. Ons beperkings maak dat ons God en mekaar uiteindelik nodig het om volkome binne sy liggaam te funksioneer. Ek wil graag afsluit, broeders en susters, ons roep mekaar op, die kerk roep mekaar op om mense wat buite staan, mense wat gebroke is, mense met gestremdhede in die kerk in te nooi en op so 'n manier met hulle om te gaan dat hulle deel sal voel van die kerk. En tog, as ons nou môre tydens ons sessie waar ons die werkgroep van gestremdheid geleentheid sal hê om met u te gesels, sal u sien of sal u hoor eintlik wat hierdie mense se ervaring is, dat hulle juis nie deur die kerk ingenooi is en deur die kerk gehelp is om in te skakel en gemaklik te voel binne die gemeenskap van gelowiges nie. Dat hulle juis daar buite in die wêreld dit makliker het.
En daarom wil ek hê ons moet nou weer 'n keer by Adrian aansluit. En dan sien ons hoe vriendskap en aanvaarding in die wêreld dalk vir die kerk hieroor 'n les kan leer. Ons het net 'n voetstuk gemaak vir Adrian wat sy voete kry seer. Hulle is geswel en van gister in die son het hulle nou blaase gekry toe en die bloedomloop, ek dink in sy bene, Adrian, is beter as hy op die voetstuk is. Is baie beter. Okay, en jy sê daai is jou hamer. Ons het is going to get sore on that sharp edge there. We'll find you something there. Baie van ons wil dit nie doen nie. Maar soos ons ouer word, ontwikkel dan ook sekere gestremdhede. Ons kan nie so maklik loop. Ons hoor nie meer so goed. Ons begin sukkel om te sien. Soos wat ek nou hier sukkel om so tussen die mense deur te loop, dink ek dat ons ook as ons ouer word, te doen het met die werklikheid daarvan, dat ons met nuwe uitdagings sit. Ek dink as 'n klomp uitdagings waarmee ons sit, een van die eerste uitdagings waarmee ouer mense sit, is fisiese agteruitgang. Ouer mense gaan fisies agteruit, pensioene wat te min word, uitdagings rondom mobiliteit, beweging, dat jy nie meer kan kom waar jy graag wil wees nie. En so kan ons eintlik opnoem, maar ek dink die een werklikheid wat ons besef, is dat as jy ouer word, is dit juist die mense wat so 'n belangrike rol speel ook in kerke. Want is dit nie so nie dat dit juist ons ouer mense is wat met soveel liefde en soveel toegewydheid nog betrokke is in kerke en probeer om ten volle hierdie roeping wat lê uit te leef tot die laaste, tot die einde. En ek dink dis presies wat vir ons in ons lewens ontsettend belangrik is. Ek wil net so 'n klein gedeelte lees, Simeon en Anna by die tempel. Heel in die heel eerste evangelie, Lukas 2, daar van vers 35 af, daar was 'n profetes, Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud, sy het nie van die tempel af weggebly nie, en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. En juis op daardie oomblik het sy nader gekom, en God gedank, en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ek dink ons het nou gepraat oor bote en skepe. Iets wat interessant is, ek het in die week gekyk na simboliek van bote en skepe. En by die Christene oor al die eeue het bote en skepe eintlik nog altyd 'n baie belangrike rol gespeel. Een van die dinge is dat die heel eerste Christene, die antieke mense, het skepe of bote op hulle grafstene gehad. Hoekom? Want 'n skip of 'n boot was juis 'n teken daarvan dat jy uitvaar van die oseaan af na die groot oseaan, van hierdie tydelike lewe na die ewige. En dit is die realiteit waarmee ouer mense sit. Soos wat jy ouer word, besef jy hierdie liggaam van jou is verganklik. My oupa het altyd gesê, ag Here, seën tog hierdie nietige en bouvallige liggaam van ons. Nou is dit nie maar so nie. Ons, soos wat jy ouer word, besef jy maar hierdie liggaam begin geleidelik al meer agteruit gaan. En ek dink dis hoekom juis hierdie ondersteuning vir bejaardes so belangrike deel vir ons is. Want dit raak ons elkeen. Ons ouers word skielik bejaard en ons moet vir hulle daar wees. Ons self gaan daai pad loop. Hoe loop ons die pad? Die werklikheid is dat dit so divers is, dat daar sekere mense is wat aktief oud word. Hulle bly aan die gang. Daar's mense wat so oud word dat hulle nog finansiëel sterk is. En ons het met hierdie werklikhede te doen. So, wanneer ons by die ondersteuning vir bejaardes praat oor ondersteuning vir bejaardes, nou besef ons het te doen met hierdie diversiteit. Jy kan nie oor ouer mense praat as een groep nie. Mens word so verskillend oud. En daarom is die ondersteuning wat ons daar moet bied ook so verskillend van persoon tot persoon. Ek wil nog so laaste opmerking oor skepe maak. Toe ons kinders was dit ons ouers
wat vir ons daar was. Dis hulle hande wat die stuur gevat het en vir ons gesê het, hierdie bootjie van jou lewe sal ek stuur. Ek sal vir jou liefde gee. My hande is vir jou daar. Ek wonder net baie keer. Ons wil baie keer ver gaan as ons dink aan barmhartigheid. Hoekom? Dit begin by die huis. Begin by jou eie ouers. En 'n mens wonder baie keer of kinders vir hulle ouers genoegsaam daar is. Kyk 'n bietjie na jou hande. Ons hande is instrumente in God se hand. As jy na Jesus se hande kyk, dan sien jy hande soos wat Errol net nou gesien het, wat melaatses aangeraak het, wat siekes aangeraak het, en wat aan die kruishout vasgespijker is. Ek wil hê dat ons net hierdie kort video sal kyk en so 'n oomblik sal nadink oor die betekenis van ons hande en die rol wat dit kan speel. Ek sien hoe oupa eendag na sy hande sit en staar, so asof hy sy lewe daarin sien. Hy vra, het ek al regtig na my hande gekyk, en vertel hoe het sy hande hom gedien. Die hande is vol plooie, swak en was al mooier. Dit het klere aan my lyf gesit en kos in my mond. Hierdie hande het gewerk, was jare terug ook sterk, en saamgevou as ek bid in God se kerk. In die hande wat so bewe, sien ek my hele lewe. Goed en kwaad sal die hande ken. Hierdie hande het die lewe al gesien. Hierdie hande het my dagse brood verdien. Hierdie hande was al stikkend, seer en vol bloed, en elke dag na harde werk ook rou. Aan my vinger was betrouwing, wat wys ek was getrou, en het my kinders by geboorte vastgehou. My hande het gebewe en geskit toe ek my pa na sy laaste leeplek in sy houtkus dra. In die hande wat so bewe, sien ek my hele lewe. Goed en kwaad sal die hande ken. Hierdie hande het die lewe al gesien. Hierdie hande het my dagse brood verdien. Kom ons sluit ons oor dan bid ons op. Hemelse Vader, ons sê U dankie dat ons kan weet dat U aan ons U liefde bewys in elke fase waardeur ons in ons lewe gaan. Dat ons kan weet dat ook die dag ons ouer word, dat U liefde en U genade oor ons so groot is. En ons wil vandag vir U sê dankie vir ons ouer mense, wat ons gelei op ons lewenspad. Ons wil vra dat U met hulle wil wees wat in hierdie tyd van hulle lewe worstel met soveel werklikhede van siekte, werklikhede van liggaamlike agteruitgang, bekommernis oor finansies. Ons bid dat U eerder ontvou met U liefde, met U krag, en dat U lig ook deur hulle sal skyn. Ons wil vra dat U ons hande wil gebruik as kanale van U liefde. Sien ons toe. Wees toch met elkeen wat in hierdie tyd 'n ouer moet bystaan. Wees met hulle wat naby aan hulle staan wat ouer word, versorgers, 'n eggenoot. Geef hulle ook die krag en die wysheid om hierdie pad saam te kan doen. Ons dank U dat Jesus Christus deur sy hande vir ons kom wys wat liefde is.
Ons dankie dat ons hande van liefde vir ander kan wees. Amen. Geliefdes, soveel eeue gelede het die psalmdigter al die Here geloof en prys en vir God geloof en prys dat hy vir ons op 'n ongelooflike en 'n wonderbaarlike manier geskep het. En ek dink hoe meer ons besef hoe ongelooflik kompleks en kosbaar ons liggame is en hoe dit geskape is, hoe meer ontzag het ons ook vir onsself, vir ons liggame en vir God wat ons geskep het. En ons sit nou al 'n rukkie hier. So kom ons haal nou bietjie diep asem. Kom ons doen 3 keer. En ek wil hê ons moet kyk terwyl ons dit doen wat met ons liggame gebeur. Voel bietjie hoe die longe uitbeweeg wanneer jy inasem. En voel hoe ontspan jou liggaam wanneer jy uitasem. Wanneer laas het jy gedink aan 'n ongelooflik kompleks jy aan mekaar gesit is? Wanneer laas het jy gedink aan jouself as iemand wat uit miljarde selle bestaan? Iemand met kilometerlange bloedvate, iemand met honderde spiere, iemand met 'n verskeidenheid van organe. Wanneer laas het jy aan jou liggaam gedink en gedink daaraan dat jou liggaam groei, dat jou liggaam gesond kan word, dat jy siekte kan bestry, dat jy reageer op temperatuur wat verander, dat jy reageer op stimulasie uit die omgewing. Die werkgroep lewensveranderende siektes saam met julle weet egter dat die liggaam nie net vir ewig kan bestaan nie. En wanneer ons as mense gesond is, dan dink ons nie eintlik oor hierdie realiteit nie. Want wanneer ons verkoue het, dan word dit eintlik maar vir ons 'n tydelike onderbreking op ons lewe. Dan word ons weer beter. Maar wanneer ons self dalk worstel met 'n lewensveranderende siekte, of ons leef dalk saam met iemand wat so siekte het, dan begin ons regtig besef dat daar beperkings op ons elkeen se liggame is. En dan dwing dit ons om met daardie beperkings ook saam te leef. Siekte maak dat ons aktiwiteite beperk word. Siekte maak dat ons pas baie stadig word. Partykeer word die lewe vir ons moeilik. Dan kom ons op 'n punt waar ons dink, maar ons kan nie meer nie. In die werkgroep vir lewensveranderende siektes kan nie siektes genees nie. Maar ons kan regtig deernisvol omgee vir mense. En ons kan mense prakties help sodat hulle self kan help of die mense saam met hulle ook kan bystaan. Partykeer is dit genoeg as ons net met mekaar inligting kan deel. En daar is baie verhale in die Bybel waar die Here Jesus Christus by siekes stil staan. Dit is in besonder as ons kyk na die lewe van Jesus wat uitstaan. Hy sluit altyd mense in. Hy trek mense nader. Hy omarm hulle. En ons lees een so verhaal saam uit Lukas 5 vers 12 tot 14. Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man hom sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: Ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Toe gee Jesus hom opdrag: Moet dit aan niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Nou geliefdes, die lewe van 'n melaatse was alles behalwe maklik.
Hulle is gewoonlik deur die priester ondersoek en as dit nou bevind is dat hulle melaats is, dan is hulle weggejaag. Hulle is heeltemal afgesny van hulle gemeenskap, van hulle geliefdes, van hulle samelewing. Hulle is ook fisies afgesny. Want as jy melaats het, dan tas dit jou senuweestelsel aan en jou liggaamspunte word heeltemal gevoelloos. En die feit dat Jesus bereid is om hierdie onaanraakbare man aan te raak, het baie verrykende gevolge. Hierdie melaatse kan teruggaan na sy gemeenskap toe. Hy kan tussen sy mense bly. Wonder of ons al gedink het dat melaatsheid ook die metafoor in die Bybel is van onsself wat ons afsny van ander en ook partykeer van onsself. Die Here Jesus het juis hierdie dinge beklemtoon omdat dit die metafoor was wat hy vir iets groters wou gebruik. Die gebrokenheid van ons as mense. Die Here Jesus is die groot geneesheer wat elkeen van ons en ook daardie siek mense aangeraak het en hulle weenvoeling met hulle self gebring het. En elke keer wat hy dit gedoen het, dan kry hulle weer die gevoel in hulle lywe terug. Hulle kan weer alles voel. Hulle word herstel in alle opsigte. En as Jesus red, dan bring hy weer mense in koneksie met homself, met hulle self. Jesus gee homself vir mense. Dit is baie ironies dat sommige van die geloofsbeginsels wat ons vir onsself opgestel het, so vasklou dat ons hierdie waarheid vergeet. Ons vergeet dat empatie 'n baie unieke deel van geestelike bewussyn is. En wanneer ons empatie betoon, dan vra dit van ons om onsself agter te laat. Dit vra dat ek my belewenis sal verruil vir die belewenis van iemand anders. En empatie is 'n bril van liefde waarsonder ons baie blind sal wees vir God se teenwoordigheid. Liefde is aan die een kant is mense se anker wanneer hulle so met siekte worstel, baie keer hulle geloof. Aan die ander kant is dit soms die tyd wat hulle ons geloof baie meer nodig het. En daarom is dit baie belangrik selfs voor ons vir hulle bid, dat ons hulle sal intrek in ons gemeenskap. Ons moet genoeg omgee vir mense, om hulle te omarm, en om hulle deel van ons te maak. En ek sluit af met die vraag vir elkeen van ons. Hoe antwoord ons dit vanaand? As die virus in my lyf my laat boet vir sy verblyf en my klein maak, krom en broos, is jy nog daar om my te troos. As my pas wou stadig word en jy weet my lewe skort, as jy die tekens aan my lees, sou jy nog daar vir my kon wees, ondanks alles. As die virus in my lyf my laat boet vir sy verblyf, as my kragte daagliks staan, sal jy steeds langs my bly staan. As my glimlag stilweg kwyn en my stem op laas verdwyn, as die mense my vermy, sou jy steeds by my kon bly, ondanks alles. Vanaand het ons die baie groot voorreg om aan iemand wat alles wat ons vanaand gehoor het en wat vir baie lank vir ons leiding daarin gegee het, aan daardie persoon erkenning te gee. En ons lees in 1 Timoteus 5:17, die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, vir al die wat hard werk, deur te preek en onderrig te gee. En hierdie mens wat vanaand hierdie erkenning kry, is 'n amper lerende ouderling,
Maar ons weet almal eintlik dat hy 'n diaken is met preekvergunning. En die diaken Wilna Gates gaan vir ons meer hieroor vertel. Om 'n lewe van iemand wat 60 jaar lank nog bitter min gedoen het op te som in 'n paar kort paragrawe is 'n maklike opdrag. Om 'n lewe van 'n persoon op te som wat hier en daar 'n paar dinge bereik en 'n klompie goed gedoen het, is effe moeiliker. Maar om die lewe van Naas Lombard, predikant van die Nederduits Hervormde Kerk, op te som, is bykans onmoontlik. Mens kan seker begin deur te sê, hy is in Witbank gebore en word groot in Benoni. Gaan skool by Laerskool Northmead en Hoërskool Brandwag en gaan universiteit toe. Hy word predikant en is betrokke by 'n paar gemeentes en is tans predikant in die gemeente Suidoos Witbank sedert 1989. Dankie dames en here, dis die lewe van Naas Lombard. Dankie dat u na my geluister het. Maar wag nou so 'n bietjie. Daar is soveel meer wat ek van Dominee Naas kan vertel. Het u byvoorbeeld geweet dat Dominee Naas onderhoofseun van Hoërskool Brandwag was? Dat hy die drillsersant van die skoolkadette se kompetisiepeloton was, wat daardie jaar die Transvaalse kadetkompetisie wen. Dominee Naas word ook aangewys as die heel beste drillsersant. Het u geweet dat hy 'n uitblinker op alle gebiede van die universiteit was? Ek noem slegs 'n paar dinge van die velerlei terreine waarop hy presteer het. Hy dien op Philadelphia gemeente se kerkraad tot en met voltooiing van sy studies. Hy word eers subredakteur en later redakteur van die Trek, die universiteit se jaarblad. Hy ontvang die universiteit se VSR-medalje vir diens. Het u geweet dat Dominee Naas 'n korfbalspeler vir die polisie se mans A-span was, wat deelneem aan die Noord-Transvaal Superliga? En so kan ek aangaan en aangaan oor Dominee Naas se lewe. Maklik het dit ook nie altyd gegaan nie. Vir bykans 4 jaar op universiteit werk hy ook naweke by die groothandelaars van aswegens. As ook by Woolworths, waar hy van 4:00 tot 7:15 soggens depotbestuurder is, waar hy verantwoordelik is vir die ontvangs en uitpak van alle vars produkte. Desember 1981 trou Dominee Naas en Anet, 'n maatskaplike werker in die diens van die SAP. Later sou sy die eerste vroue offisier in die Noord-Vrystaat word. Dominee Naas en Anet het 3 dogters en 3 skoonseuns. Dominee Naas sê hy is baie lief vir sy skoonseuns, want hy is altyd bietjie benoud, hulle bring vir hom die dogters terug. Hy bely ook dat sy 2 kleinkinders sy hele lewe verander het. Hy sê self kan hy nie altyd glo dat sy stout kinders sulke oulike kinders kan hê nie. Dominee Naas doen diensplig by die Genieskool in Kroonstad. Hy ontvang die Propatria medalje, die hoof van die leer se getroue diensmedalje en later ook die medalje vir 10 jaar getroue diens. Maar dis nie eintlik hoekom ons vandag hier is nie. Eintlik gaan dit oor Dominee Naas se jarelange onbaatsigtige diens in die kerk waarvoor hy vanaand vereer word. As weermagkapelaan word hy in die gemeente Kroonstad georden. Hy werk daar in die gemeente as ook in die ring van Botawil. In 1985 word Dominee Naas bevestig in Watervalboven en in Junie 1989 begin sy dienstyd in Suidoos Witbank waar hy nog steeds predikant is.
Dominee Naas se betrokkenheid by die diens van barmhartigheid is legendaries. Hy dien op die direksie van die ondersteuningsraad wat later Rata word. Hy dien op die direksie van die kinderhuise. Hy word ook voorsitter van die toesigkomitee van die DPS-huise. Tydens die eerste en tweede ADV word hy verkies as een van die 2 predikantlede van die kommissie. Hy is nou betrokke by die toerusting aan Ringsdiakens vergaderings en is mede verantwoordelik vir die skryf van die toerustingkursus vir diakens op reis, 'n dienswerk reistas. Dominee Naas is nie altyd so seker hoekom hy predikant geword het nie. Hy wonder soms of 'n ander beroep nie dalk minder uitmergelend sou wees nie. Dominee Naas het groot geword in 'n diepgelowige huis wat baie naby aan God en aan die kerk geleef het. Ek haal sy eie woorde aan. My ouers het God gehaat en het God vir my gegee. En die kerk is my geestelike moeder. Dames en here, die Jan Reiniers toekenning word vanaand aan Dominee Naas oorhandig. Nie vir alles wat hy op universiteit bereik het nie. Ook nie vanweë sy hoop ander prestasies of sy mooi gesin nie. Dit word vandag aan hom oorhandig uit dankbaarheid vir sy hele lewensfilosofie aangaande die kerk en barmhartigheid en om 'n wesenlike verskil in stikkende mense se lewens te maak. Hy kan nie betrokke wees nie. Om mense te help definieer is sy hele lewe en sy hele menswees. Ek sluit af met Dominee Naas se eie woorde. Ek kan nie anders as om verwonderd te wees oor die God wat in liefde na ons toe gekom het nie. Daardie verwondering dring my om die God wat ek leer ken het, op my gebroke menslike manier aan ander te probeer gee. As dit 'n roeping is, dan is ek geroep. Die Jan Reiniers penning word vanaand aan Dominee I.M. Lombard toegeken vir buitengewone barmhartigheidsdiens gelewer. Die diep spore wat hy getrap het in die hervormde kerk, sy bevordering van die diens van barmhartigheid in geheel en sy nalatenskap ten opsigte van die beginsels van Christelike dienswerk het reeds en sal nog 100voudig vrug dra. Mac, sal jy asseblief die toekenning aan Dominee Naas kom oorhandig? Broers en susters, is my voorreg om vanaand hierdie verhoog te kan deel by Dominee Naas Lombard. Ek versoek dat u opkom asseblief. Ek is groot, maar vanaand voel ek so klein in die teenwoordigheid van Dominee Naas Lombard. Baie dankie vir alles wat u al in die kerk gedoen het. En veral vir die diakens. Ons waardeer dit op u. En dan onderstaan so nie rustig te kry. Nou, ek is baie bly jy het voor my gepraat en klaar gesukkel om hierdie ding op die regte hoogte vir ons te kry. Geagte voorsitter, lede van die kommissie van die Algemene Diakensvergadering, lede van die kommissie van die Algemene Kerkvergadering, u as afgevaardigdes en gaste. Ek wil u graag vanaand bedank vir die eer wat my aangedoen word met die toekenning van hierdie Jan Reiniers erepenning. Dankie aan ons drie-enige God vir sy begenadiging, die vermoë en die gawes wat hy my gegee het om in sy diens te mag gebruik. Baie dankie aan die Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika, wat my waardig genoeg geag het om as predikant binne in hierdie kerk 'n ruimte te hê waarin ek kon werk en waarin ek kon dien. By hierdie geleentheid, broers en susters, kan ek nie anders nie
My gedagtes gaan baie ver terug. En dan wil ek al die voorgangers wat daar binne in die kerk was ten opsigte van die diens van barmhartigheid, wil ek vanaand huldig vir hulle voorbeeld en hulle toewyding wat hulle gestel het. Baie van hulle het nie die diakonaat oorleef nie en is nie meer by ons nie. Dankie. Dankie dat julle deel kon wees van my lewe. Dankie dat julle deel was van my denke oor die diakonaat en die diens van barmhartigheid, vir die vorming van my as mens. Dankie dat julle male sonder taal vir my 'n klankbord was, en met groot geduld geluister het en dikwels rigting gegee het. Selfs in daardie oomblikke waarin ek dikwels dalk haarstarig en koppig was, en wat ons nie geweet het wat die toekoms vir ons inhou nie. Wanneer ek aan hierdie voorgangers dink, broers en susters, is dit altyd in terme van Hebreërs 12. Julle was vir my die skare van geloofsgetuies wat my aangemoedig het. Elkeen van julle het voortdurend getuig van God se liefde en sy genade, sy lyding en sy troos. Julle het my vertel hoe dat julle soms teen alle verwagting in God voor oë gehou het. Julle is die mense wat nooit uitgepraat kon raak oor God se trou nie. God het julle nie in die steek gelaat nie. Hy het krag en genade gegee, toe krag en genade en deursettingsvermoë so bitter nodig was. By julle kon ek leer. Julle hoop en julle verwagtings het 'n werklikheid geword, toe julle die lewens- en geloofswedloop voltooi het. En dit kon my in die toekoms intrek. Selfs toe die diens van barmhartigheid in die onlangse verlede voor baie veranderings en baie groot uitdagings te staan gekom het. Broers en susters, ons is vanaand besonder bevoorreg om een van die oorlewendes van hierdie skare van geloofsgetuies vanaand as gas te hê. Dominee Gert van Staden en Tannie Johanna, dankie dat ek ook in hierdie aand saam met julle mag deel. Dankie Gert dat jy jou pa en ma veilig gebring het en veilig by die huis gaan besorg. Oom Gert, dankie vir jou baie jare se diens aan die diakonaat. Jou diens in die kerk. Jy weet, oom Gert se dienstydperk in die kerk strek oor die jare wat my ouderdom is. En dit is 60 jaar. Wat die diens van barmhartigheid betref, glo ek, was oom vir baie van ons die mentor gewees wat ons gevorm het. Mag die Here u en Tannie seën met krag en genade, met gesondheid, totdat u ook die voorreg mag hê om u plekke by die geloofskare in te neem. Aan die gemeente Suidoos-Witbank, waarvan ek die voorreg het om 30 jaar lank deel van te wees. Baie dankie vir julle liefde, julle versorging vir ons as gesin. Dankie dat julle my met groot geduld verdra, ondanks my foute en tekortkominge. Dankie dat julle dit vir my moontlik gemaak het om by hierdie werk van die kerk, wat vir my 'n passie is, uiteindelik betrokke te kon wees.
Wilna, jy het my vooruit geloop. Ek kan nie vanaand anders as om aan my pa en ma te dink nie. Van hulle kan ek maar net sê wat jy gesê het. My ouers het God gehad. Dankie pa en ma dat julle God vir my gegee het. Aan my vrou, my kinders en ook die ander kinders wat in die jare bygekom het. Dankie dat ek hierdie aand met julle mag deel. Sonder julle, en ek wil hê, u moet dit mooi hoor. Ek het hierdie woorde spesifiek gekies. Sonder julle barmhartige liefde en sorg sou niks hiervan moontlik gewees het nie. Dankie dat julle deel kan wees van my lewe. Sonder julle sou ek net 'n leedop gewees het. Ek wens ek kon die woorde vind om vir julle te sê hoe lief ek julle regtig het. Anet, Ounooi, dankie dat jy is. En dankie dat jy nog altyd was daar vir my. Hierdie polisievrou, hierdie maatskaplike werker, kan soms ongenaakbaar onder my inklim. En sy weet hoe om my die kop te was. En te raas wanneer dit nodig is. Ek weet, jy doen dit in liefde en deernis, omdat jy vir my lief is. Dankie daarvoor. Voorsitter, wat die toekoms vir ons inhou, dit weet ons nie. Watter uitdagings daar nog op die pad van die kerk gaan kom, dit weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat die Here van die kerk reeds in die toekoms is. En dat hy vir ons daar wag en dat hy ons daarna toe roep. Mag hy elkeen van u seën met 'n vaste geloof, wysheid, kennis en insig en krag, om so te doen, dat ons die woorde van Sagaria 8 sal kan hoor. Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Dan het ons gedoen wat ons moes doen. Dankie voorsitter, dankie vir hierdie geleentheid. Ek bid u en die afgevaardigdes die seën van die Here toe. Ek dank u. Baie dankie Dominaas. Broers en susters, kom ons sing die seënbede vir Dominaas Lombard en sy geliefdes toe, staande Gesang 269 vers 1 tot 4. Oh
Ons het in hierdie erediens het ons 3 metafore gebruik. Ons het gesê ons is skepe, elkeen 'n unieke skip, maar dat ons nie gemaak is om in die hawe te bly nie, maar uit te gaan in die wêreld. Ons het gehoor van torings, van ligtorings, iets baie mooi, maar as jou skip te naby gaan, kan dit baie gevaarlik wees. En ons het gehoor van kerktorings. Ons het gehoor dat die boodskap wat 'n kerktoring behoort te gee, iets moet wees om uit te nooi vir hulle wat in nood is. En soos wat die beweging in Lukas derentyd in die rigting van Jerusalem is, het ons die beeld gebruik, die analogie om te sê, ons was in die afgelope paar dae almal in beweging om hier by mekaar te kom, om oor ons barmhartigheidsroeping te besin, dat ons hier in die hawe is, besig om reg te maak, voor te berei, om met nuwe krag, met nuwe kennis, met nuwe voorraad van hier af uit te gaan. Want broers en susters, die werklikheid is, God het ons geroep, elkeen van ons, het ons geroep na hulle wat in nood is, na hulle wat trauma ervaar, watter trauma dit ook mag wees. En as ons die boek Handelinge lees, dan sien mens die beweging buitentoe. Jy lees van die sendingreise van Paulus. Jy lees dat dit nie altyd maklik was nie, dat Paulus swaar gekry het, dat hierdie roeping nie 'n gemaklike pad was nie, maar dat dit moeilik was. Want die harde realiteit is dat God se roeping vir ons nie is om warm, snoesig in ons gemaksone, in ons eie hawe te lê nie. Maar dat ons roeping is om uit te gaan in die golwe en storms, om uit te gaan om lief te hê, mekaar te help, mekaar se laste te dra. Paulus se uitgaan het nie by sy 3de sendingreis gestop nie. Daar was ook 'n 4de, baie onbeplande reis. 'n Reis wat begin het op die see. Op pad as 'n gevangene na Rome om deur die keiser verhoor te word. En daar het 'n storm hulle oorval. Ons lees daarvan in Handelinge 27 vers 39 tot 44. Toe dit dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baai met 'n strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon, maar die skip het op 'n sandbank geloop en gestrand. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak, maar die Romeinse offisier wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eers oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en ander wrakstukke vas te hou. Op hierdie manier het almal veilig aan land gekom. Ten spyte van die trauma, ten spyte van die stikkend geslaande skip, het Paulus daar op die eiland Malta onbeplant, maar net aangehou om te doen waarvoor hy geroep is, om die evangelie van Christus se hoop te verkondig. En so het God aangehou om te gebruik, onbeplant, nie omdat Paulus die beste en die sterkste was nie, maar omdat Paulus bereid was om te doen waarvoor God hom geroep het. En Paulus se reis het voortgegaan. Handelinge 28 van vers 11 af. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioskuri, 'n Alexandrynse skip wat daar oorwinter het. Ons het in Syrakusa aangekom en 3 dae daar oorgebly. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Rhegium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidewind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges teëgekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly. En so is ons na Rome toe. Broers en susters, ons is geroep om nadat ons nou hier versterk is uit te gaan, uit die hawe uit. Ten spyte van storms en rotse, ten spyte van ons eie onsekerheid, ons eie vrese, ten spyte van ons menslike soeke na gemak, is ons geroep om uit te gaan
na elke plek waar Christus se lig, sy hoop en sy liefde uitgestort moet word. Amen.
ontvang nou die seën van die Here en gaan dan ook in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.